Goed, is jy gereed vir die woord? Kom ons begin met 'n grappie. So die ma-vanger seentjie koekies steel in die kombuis. En sy kyk hom streng aan en besluit sy gaan hom 'n lewensles leer vandag. En sy vra toe, Boetie, watter een van die 10 gebooie wat mamma jou leer, is nou hier ter sprake? Hy kyk al verleë aan en antwoord, jy mag nie doodslaan nie. Begin met 'n nuwe reeks vanoggend, wat doen jy? En met die hulp en genade van die Here gaan ek probeer om die kerk te inspireer en te motiveer om daders van die woord te word. Laat my toe om net so uit my hart uit net 'n paar goede te sê, en elke pastoor wat nou hierdie woord luister of gaan luister, gaan spring van opgewondenheid. Elke pastoor wat week vir week vir die kerk preek, ure insit om voor te berei, te bid, te wag op die Here, soos 'n wonderlike maaltyd wat 'n mens voorberei. My begeerte, en so ook elke ander pastoor se begeerte glo ek, is dat sy mense, God se mense, daders van die woord sal word. Laat my toe om vir die kerk te sê, ons grootste uitdaging, luister mooi, is om mense daders te kry. As mense wat elke week onder die wonderlikste preke sit, Command Word and Spirit, die kragtigste teachings, en party verander steeds nie. Ek wil dadelik sê, dis net die Heilige Gees wat harte verander. En ek voel dat die Here hierdie reeks so op my hart gelê het, en stuur dit vir jou familie, jou bure, jou vriende, jou kinders aan, want hier is die ding, ons opinies gaan nie die wêreld verander nie, maar ons dade gaan. Wat doen jy? En kom ons vra net so 'n paar vrae vanmôre, net so ter inleiding wat ons almal gaan laat dink. Die Here het so met my gepraat oor hierdie. Wat doen jy met jou lewe? Skryf dit gerus neer of neem 'n foto. Jy kan daai vraag self antwoord. Wat doen jy vir die Here? Let op, die klem val op doen. Vloei asseblief mooi saam met my daarbo. Wat doen jy met jou lewe? Wat doen jy vir die Here? Ek dink so vanmôre terwyl ek bid oor die evangelie. En die Bybel is baie duidelik dat ons almal getuies moet wees. As elke skapie by Word and Spirit net een skapie maak, dan het ons nie plek in die kerk elke diens nie. Maar hier is die storie, hoor dit mooi. Skapies maak skapies. Die herder voed die skapies. En vanmôre is jou pastoor weer om jou toe te rus. Ek herhaal, ons uitdaging is om mense daders van die woord te kry. Nie net in die kerk nie, maar buite die kerk. Daar by jou werk, daar waar jy beweeg elke dag, om die evangelie uit te dra, om die woord uit te dra, om siele te wen, om Jesus te wees vir 'n verlore wêreld. Wat doen jy met dit wat die Here aan jou gegee het? Dis net 'n paar vrae wat by my opkom. Jy kan dit self antwoord, kom. Dink aan jou familie. Dink aan jou ouers, dink aan jou kinders. Wat doen jy met hulle? Geliefdes, as ons weer kyk, dan is hierdie lewe verby. As ons weer kyk, dan staan ons almal voor die Here alleen, en dan gaan ons rekenskap gee
van dit wat ons op die aarde gedoen het. Wat doen jy met jou talente en gawes? En so gaan ek wonderlike woord oor 'n paar weke bedien rondom wat doen jy? Net vir interessantheid terwyl ek so studeer en voorberei en baie tyd in die woord spandeer. Daar is meer as 3000 vermelding oor die woordjie doen in die Bybel. Meer as 3000 keer. So dit wys vir my, dit gaan nie net oor praat nie, dit gaan oor doen. Liefde is nie net wat jy sê nie, liefde is wat jy doen. Raai na jou langs aan jou toe en sê, jy moet my nou lief hê, jy moet dit nou doen. Jy sien, hier's party, hulle draai net na hulle vroue toe, en na hulle mans toe. Die introvert sê, pastoor, moet net nie dat ek iemand groet nie. Iemand vra my eendag, hoekom is julle so vriendelik, hoekom groet julle so, ek hou nie daarvan nie. Maar ons bid dat jy daarvan sal begin hou, want kom aan, ons is 'n vriendelike gemeente. Jy sien, as jy gaan jouself isoleer, gaan jy nooit siele wen nie, en dan mis jy die punt. Daar's sekere gelowe, hulle dink is heilig om vir 50 jaar iewers in die berg weg te kruip. OK, daar's 'n tyd vir wegkruip, of 'n tyd vir afsonder, noem dit wat jy wil, ons het skrif daarvoor. As 'n tyd vir vas en bid, en dit moet ons heeltyd doen, maar dan is daar 'n tyd wanneer jy iets moet doen met dit wat die Here vir jou gee. Jy moet die blom van dag gee, kom aan, jy moet Jesus gee, jy moet liefde gee, so hierdie reeks gaan mense inspireer om te doen. Asseblief hoor jou pastoor se hart, jou opinie gaan nie die ding doen nie. Maar jou dade gaan. En as jy iets identifiseer wat nie goed is nie, hoekom maak jy nie 'n verskil en begin doen? Maar ongelukkig het ons baie mense wat opinies gee. Hulle sit selfs in die kerke en kritiseer en het altyd iets te sê. En daai ouens wat krities is, hulle doen nie graag nie. Kyk mooi die ouens wat doen, hulle bid en hulle is betrokke en hulle neem deel en ons sê vir hulle aan mekaar, baie dankie vir dit wat jy doen vir die Here. So, dit was vir my opvallend, meer as 3000 keer praat die Bybel van doen. Ek wil vir jou vra, is jy 'n doener? Is jy 'n dader? Niemand gaan jou in die verleentheid stel nie, laat die Here met jou praat, laat die woord jou was, jou denke skoon was. Is jy 'n doener? Jy moet net sê ja of nee. Want hierdie woord gaan jou aanspreek. Daar by jou familie, terwyl dinge dalk nie so goed gaan vandag nie, gaan die Heilige Gees met jou praat om te begin doen. Hierdie woord gaan soveel lewens verander, hierdie woord gaan gevolg word met soveel wonderwerke. Jy sê, het gaan nie goed in jou huwelik nie, jy praat met ander daaroor, wanneer gaan jy begin doen? Nou preek ek goed. En party kyk my so aan. Action speaks louder than words. As jy vir my sê, jy is lief vir my, maar jy doen die teenoorgestelde agter my rug, sê die Bybel, lieg jy. Die Bybel gebruik die woord en hy sê, lieg nie meer vir mekaar nie. Hoekom? Want jy die ou mens met sy werke afgelê. My begeerte is, dat ons mense doeners sal word. Dat mense sal begin bid. Dat mense sal begin getuig. Kom maar, net waar jy kom. Dat jy die evangelie sal begin uitleef. Nie net hier uitstap en sê, wow, wat 'n woord, maar jy doen nooit nie. Wanneer dit kom by gee, hoor gou hier, ons kan praat oor gee, maar wanneer gaan jy dit begin doen? As ons oor liefde praat, en mense post graag goedjies oor liefde, maar doen jy dit? Gee jy die blom vandag? En ek wil die kerk aanmoedig en sê, jy moet dit vandag doen, want môre is dalk te laat.
Wat doen jy met jou tyd? Kyk, hierdie vraag. En ek het net 'n paar interessanthede vir julle hier neergeskryf. So 'n bietjie gaan nalees. Daar's 24 uur elke dag. Kyk mooi vir ons almal. Hierdie gaan jou bless. Want ons kry mense wat sê, pastoor, ek is te besig. Te besig vir wat? Want ons het almal 24 uur. Nee, ek kan nie kerk toe kom nie, ek is te besig. Ek kan nie deelneem nie, ek is te besig. Maar is dit dan nie die Here wat vir jou die werk gegee het nie? Henry, dit was 'n great punt. Is dit nie die Here wat vir jou die bediening gegee het nie? Kom aan, is dit nie die Here wat vir jou daai besigheid gegee het nie? Maar nou het dit voor die Here se werk gekom. Laat toe dat die woord jou aanspreek, laat toe dat die woord jou inspireer. As jou besigheid voor die Here en sy dinge kom, beteken dit is 'n afgod. Wat doen jy met jou tyd? Ons het almal 24 uur, kom aan, dit laat ons dink. Mense wat altyd sê, hulle het nooit tyd nie, hulle het nooit tyd vir hulle familie nie, hulle het nooit tyd vir niks of niemand nie, maar ons het almal 24 uur in 'n dag. En dan sien ek die ouens wat werklik besig is. My vrou smile, want hulle maak tyd. Ons maak maar net altyd tyd. Want ek lees die Bybel sê, kyk hoe werk dit. Hy sê, koop die tyd uit, dis doen. Dit gaan nie help, jy praat oor jou probleme, gaan kry daai reeks. Jy moet met jou probleme begin praat, maar nou vat ons dit verder. Nou moet jy begin doen. Daar kort meer liefde dalk in jou huwelik. Miskien moet jy vir pappa so 'n bietjie meer liefde gee. Miskien moet jy vir mamma weer so 'n bietjie meer liefde gee. Is julle met my? Wat doen jy met jou tyd? Kyk gou hier, 1440 minute elke dag. Hierdie was net vir my interessant. 270 babas word gebore elke minuut. Luister, dis net 'n gemiddeld. So die een dag is meer as die ander dag. 120 mense sterf elke minuut. Dis net 'n gemiddeld. Daar's party dae wat baie meer sterf. En ek sê, Here, help ons. Vergewe die kerk. Ek kom as 'n stem en ek sê, Here, vergewe die kerk, waar ons nie altyd doen soos ons moet nie. Jakobus sê, en ek sal volgende week daar bedien, en as van die dames, ons soek 'n spieël vir 'n illustrasie. Jy weet daai spieëls wat sommer so staan in jou kamer? Bring asseblief vir my een. Jakobus sê, moenie net 'n hoorder wees nie, sê word 'n dader. Hy sê, want hy wat net hoor en nie doen nie, is soos iemand wat in 'n spieël kyk. Hy draai om en hy vergeet wat hy gesien het. En as die duiwel dit net kan regkry, hoor gou hierdie mooi openbaring, dat na jy onder so 'n kragtige woord sit, dat jy uitloop en hy steel die saad van die woord, jy vergeet dit, jy maak nie erns daarmee nie, dan is daar geen vrug op jou lewe nie. Wat doen jy? Wat dink jy? Wat praat jy? Wat doen jy? Ek vra nog 'n vraag, wat doen jy met die woord? En ek wil so 'n bietjie ons aandag fokus op dit. Wat doen jy met die woord? Ek het vir jou gewys, jy met die woord dink. Jy met die woord mediteer. Die Here het vir Josua gesê, dan sal jy suksesvol wees. Jy met die woord praat. En nou gaan ek vir jou wys, jy met die woord doen. Al manier vir jou om resultate te sien. Hier's soveel mense wat heeltyd vra, help my, bid vir my, gee vir my 'n woord. Ekskuus, maar daar's party ons het net so 'n lys profeseë, maar hy doen nooit nie. Pastoor, gee net vir my 'n woord. Hulle bel van waar? Wanneer gaan jy die woord begin doen? Sien. Ons almal wil herlewing hê. Dis die enigste antwoord in Suid-Afrika, maar jy kry mense, hy bid nie eers saam nie. Hy neem nie deel nie. Party kom nie eens kerk toe nie. Hier is 'n oproep vir die kerk.
om daders van die woord te word. Die woord gaan slegs vir jou begin werk. Luister mooi, wanneer jy dit doen. En ek sê jou nou, hierdie woord is soos 'n swaard van die Gees. Hy sny diep, nie om jou seer te maak nie, om jou gesond te maak. Elke pastoor wat hierdie woord gaan hoor, gaan sê, Henry, amen, dankie! Want ons grootste uitdaging is om ons mense daders te kry. Is om ons mense betrokke te kry. Om ons mense op 'n plek te kry waar hulle gee, waar hulle saam bid, waar hulle deelneem. En dis die Here se hart. Wat doen jy met die woord? Kyk wat sê Jesus, Matteus 7 asseblief. Net paar verse, vers 24 sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Kyk mooi, meer as 3000 keer in die skrif kom die woordjie doen voor. Ja, dis merkwaardig. Hy sê, hy wat na my woorde luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Hoor mooi wat sê Jesus. Hy sê, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister, sien, dis wat Jakobus sê, daar's baie luisteraars, maar die doeners is min. Kyk mooi wat sê Jesus. Hy sê, elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man. Let op, dis die Here Jesus wat hier praat. Hy sê wat sy huis op die sand gebou het, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Ek wil dadelik profeteer hier, soos die Here met my gepraat het oor hierdie naweek en gesê het, jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet dat die storms, die winde, gaan waai, soos nog nooit van tevore nie. En ek wil die kerk aanmoedig, kyk mooi, ons sê maklik, ja, ons huis is gebou op die rots. Weet jy wat sê die Here Jesus beteken dit? Dit beteken jy luister en doen, dan is jou huis op die rots. Met ander woorde, hy wat luister en nie doen nie, sy huis is op die sand. Ek het dit so opgesom, kyk hier. Net luister en nie doen is gelyk aan swak fondasie, skryf dit neer, gelyk aan groot val. Want wat gaan jy maak as die winde teen jou huis begine waai? Vriend, wat gaan jy maak as daar skielik krisisse kom in jou huis en jy is nie 'n doener nie? Hoor God se woord uit sy hart uit vandag. Want ons kry heeltyd mense wat sê, pastoor, nee, ek dink so, opinies. Maar die doen is nie daar nie. My hart is dat ons mense, wanneer daar storms woed, wanneer daar winde waai, dat ons mense staande sal bly. Dis waarvoor ek bid. So ek som dit so op. Luister en doen is gelyk aan sterk fondasie, is gelyk aan staande bly. Ag kom aan, wanneer die kerk daders is, beteken dit hulle huis is op die rots gebou. Dit beteken jou huis gaan staan selfs te midde van storms. Moet asseblief nie dink daar gaan nie storms kom nie. Daarom moet ek jou help en vir jou sê, die Here wys my dat die sleutel in hierdie seisoen, in hierdie volgende tyd, is gehoorsaamheid. Wat gaan mense maak wat sy huis op die sand gebou is? Mense wat net hoor, maar nooit doen nie. Julle sal my verdra, want julle is baie lief vir my, maar ek moet nou eerlik wees. Dis iets wat 'n pastoor nogal moeg maak. En ek het trane in my oë. Wanneer jy mense moet soebat om die Here te dien. Hier is hoeveel pastore in hierdie gehoor vanmôre. Ek hoor hoe amen, hulle hande is almal in die lug.
Want hulle weet waarvan ek praat. Jy reik uit, jy reik uit, jy reik uit, jy reik uit, en dan kry jy van hulle is nog krities ook. Dan kry ons mense wat sê, ek dink julle reik te veel uit. Dan sê ek, wat? So fantastiese bediening wat so omgee. Mense kla aan mekaar by ons en sê, weet jy, daar waar ons is, hulle besoek ons nie, hulle reik nie uit nie. So ons doen dit te veel. Laat die woord insink vanmôre. Ons het mense gekry wat uit die kerk uitgaan, want hulle kry te veel aandag. Ons stel net belang, waar is jy, ons sien jou nie, en dan neem hulle aanstoot. Maar jy gaan voor God staan, en weet jy wat, jy gaan rekenskap gee ook, van jou seisoen in 'n gemeente, en dink daaraan, waar daar so na jou omgesien word, so na jou gekyk word, so met liefde uitgereik word na jou. My hart is dat ons mense doeners sal word, daders. En ek wil vir jou iets hier ingooi. Ek het 'n wonderlike openbaring, ek het dit nou nie daar neergeskryf, maar ek het net agtergekom in 33 jaar wat ek preek, die doeners is die gelukkigste mense. Hulle is die vervuldste. Ouens wat opinies gee, een voet in die kerk, een voet in die wêreld, hy's nêrens gelukkig nie. Hy is nie in die wêreld gelukkig nie, want hy wil nou nie voluit dans daar nie. Hy is nie in die kerk gelukkig nie, hier dans hy glad nie. Ag, kom aan, geniet die woord, laat die woord jou was. Ek sê, ons raak moeg daarvoor, die Here ken my hart. Hoe werk ons om mense te soebat? Ag kom, gee net jou 10, help ons net, kom net kerk toe, doen net iets. Nee man, sies man. Jesus sê, jy moet weer aan storms kom. Hy is die koning van die kerk. Hy sê, jy moet weetwinde gaan kom teen jou huis. Al manier vir jou om staande te bly, is as jy 'n dader gaan wees. Jy het dalk mooi sonnaarskoolessies gehoor, maar het nie die doen ding so beklemtoon nie. Dis net van, ons sing van, bou jou huis op die rots. Dit beteken, jy moet doen. Hy sê, die een wat op die sand gebou is, hy doen nie. Hy hoor, maar hy doen nie. Hy sê, en dan wanneer die storms kom, dan sy val groot. Vanmôre wil ek oor al ons kosbare mense verklaar, dat die Here jou sal staande hou, dat die Here jou huis sal staande hou. Kan jy amen sê, dat die Here jou kinders sal staande hou. Moet asseblief nie weer kom met 'n opinie nie. Begin doen. Meld aan en sê, wat kan ek doen? Here, vir wie kan ek bid? Ons het soveel gebedsgroepe. Ek dank God vir elke doener. Ek dank God vir elke helper. Almal wat deel is van hierdie groot bedieningsspan, elke volunteer. Maar hierdie boodskap is spesiaal om die kerk te motiveer om daders te word. As jy 'n dader is, sê Jesus, dan is jou fondasie sterk. Dan gaan jy bly staan. Hoor hoe mooi is dit. Nie hoe lank jy sê jy die Here ken, want nou praat ons met mense, nee pastoor, ek ken die Here al baie lank. Dis nie die punt nie. Wat doen jy nou? Ek lees dat die Here Jesus sê, selfs wanneer jy vir een van my disippels net 'n koue glas water gee, sien, dis doen, sal jy nie jou loon verloor nie. Elkeen van ons mense wat iets doen, mag God jou ryklik seën. Mag God jou beloon, kom, vat dit nou. Mag die Here die vensters van die hemel oor jou oopmaak. Jy wat getrou is, jy wat gehoorsaam is, jy weet wie jy is. Jy wat getrou die Here se werk ondersteun, omdat jy wil, mag God jou seën. Laat hierdie woord insink vanmôre. Dis nie 'n opinie nie, jy's of op die rots, of op die sand, een van twee. Jy's of 'n dader, of nie. Daar sê Jesus dit vir ons. Jy's of hulle wat hoor en doen, of jy's
Hulle wat hoor en nie doen nie, is vir my wonderlik hoe hy dit verduidelik. En terwyl ek voorberei met hierdie reeks sien ek, maar daar's voorbeelde oor doen. Oor en oor sê die Here vir sy volk, as jy luister na my stem en doen, oor en oor. Gaan kyk na die seëninge en die vervloekinge. As jy luister en doen. Nee, pastoor, ek soek net 'n woord. Wat gaan jy met die woord maak? Hier's jou woord vir môre. Jy moet verstaan, jou pastoor is passievol. Ek is ingebid. Maar ek bring die stem van die Here, die woord van die Here aan sy kerk. Daar's ook tye wat ek so bietjie bedroef voel. Daar's tye wanneer God bedroef voel. Want dit bedroef 'n pastoor. Wanneer jy soveel moeite doen in liefde en nog steeds kry jy hy steur hom net nie daaraan. Hy is so gewoond aan seën, hy is so gewoond aan hierdie wonderlike woord, dat party, nie almal nie, dit net nie meer waardeer nie. Dank God vir almal wat dit waardeer, en almal wat dit share, en almal wat daders is. Ek het vir jou so 'n paar nuggets, ek noem dit nuggets, so 'n paar sleutels, ek gaan dit net lees. Hier gaan hulle. Neem 'n foto, jy moet die woord hoor die woord, jy moet onder die woord sit. As jy wil resultate sien, dit begin by hoor die woord. Mense vra nou, pastoor, wat moet ek doen? Hier gaan dit, jy moet die woord hoor. Probleem is, party ons hoor net die nuus, party ons hoor net snaakse boeke, wow, nou preek ek goed, jy moet die woord hoor. Skryf dit neer, doen die woord. Hou aan om die woord te doen, dis belangrik, want party ons het een keer iets gedoen en dan doen hy dit nie weer nie. Jesus, pastoor, ek kan nie verstaan nie, het werk nie om 10de te betaal nie. Broer, hoe lank betaal jy 10? Nee, ek het laas maand begin. Maar hier is ander ouens wat 40, 50 jaar God dien en die Here se 10de elke maand betaal. Sien jy hoe maak mense? God se woord werk wanneer jy dit doen. Hou aan om die woord te doen, kyk, geniet die woord, geniet die blessings, want die woord is vol blessings, maar jy moet die woord doen om by die blessings uit te kom, geniet dit, draai gaan na iemand anders toe en sê, kou mooi, kou die woord. Miskien moet ons sê, herkou. Moet nou net nie wees soos party ons wat so maak. Het was net humor gewees. Wat doen jy wanneer jy iets geniet? Jy kou stadig. Kom, draai nou met anders toe wat meer spontaan en sê, geniet die woord. Kom, geniet dit. Hierdie is soos 'n maaltyd. Jy moet dit kou, jy moet dit geniet. Let op dat ons almal 'n gebalanseerde dieet nodig het. Jy kan nie net roomys eet nie. So daar's ook tye van aanspreek en vermaaning en raai wat, baie hou nie van dit nie. Daarom het jy 'n man van God in jou lewe nodig wat die woord kan bedien van voor tot agter. Sê vir jou langs hy nog stadiger kou, nog. Hy is nog nie klaar nie, nog stadiger kou. Kom maar, jy moet hom voel hierso. Wat sê jy vir jou kinders? Eet stadiger. Wat is die Afrikaans vir digest? Die woord moet digest, die woord moet verteer. Met ander woorde, nou gaan jy huis toe en jy gaan daai woord verteer, jy gaan dit bedink. Dis kragtig. En nou gaan jy dit doen, jy gaan dit toepas en dan gaan dit vir jou begin werk.
Die woord werk wanneer jy dit doen. Skryf neer, gehoorsaamheid is die sleutel. Ek het gewag op die Here oor hierdie goed. Here sê vir my, in hierdie seisoen sal die storms meer word, die winde gaan meer word, sê vir die kerk, hulle sal hulle huis op die rots moet bou, en dit is om 'n dader van die woord te wees. Dis nie net ons sing die liedjie, bou jou huisie op die rots. Dis doen! Skryf hierdie neer, opinies gaan nie jou wêreld verander nie, maar jou dade gaan. Action speaks louder than words. God het 'n blymoedige gewer lief. Ek het sommer net hierdie ingegooi, want dit praat oor doen. God het 'n blymoedige gewer. Wat is 'n gewer? Hy doen! En dit is nie net geld nie, dis op elke gebied. Maar ook in die konteks van geld. Jy wil hê die Here moet met jou seën, hy moet die vensters van die hemele oopmaak, begin gehoorsaam wees, begin doen. Kyk mooi, moenie redeneer en opinies hê oor alles, begin doen. Ons het soveel mooi getuienisse wat heeltyd inkom, oor mense wat doen, en hulle geniet die woord. Liefde is nie net wat jy sê nie, maar wat jy doen. Baie interessant, ek lees nie eenmal waar die Here Jesus vir iemand gesê het, ek is lief vir jou. Hy het dit dalk gesê, ek sê dit baie. Ek het 'n manier van skryf, ek sê liefde. Nou moet jy sien, ons is nie gewoond aan, pastoor skryf liefde. Ja, liefde vir jou, liefde. Alles wat ons doen is in liefde. Ek het al ons probeer druk dan, hulle stoot jou weg. Hy is nie gewoond aan liefde nie, want miskien het hy so groot geword. In ons huis, pastoor, was daar nie drukkies nie. Sien, liefde is nie net wat jy sê nie, mevrou. Liefde is wat jy doen. Meneer, liefde is nie net wat jy sê nie, dis wat jy doen. Ek wil vir jou sê, ek is lief vir jou, maar weet jy wat is die belangrikste? Dat ons dit wys. Kolossense 3:23, ek wil afsluit net met hierdie skrif. Ek het soveel skrifte voorberei, maar kyk waar is die tyd. Kom ons sluit met hierdie een af. Hy sê, en wat julle ook al doen, kyk mooi, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Draai gaan na iemand toe, help my preek, sê, mag jy 'n doener word, mag jy 'n doener en 'n dader word. Halleluja. Mag jy staande bly in hierdie tyd, terwyl die storms woed, omdat jy 'n dader is. Mag jy in vrymoedigheid vir God sê, Here, seën my, beskerm my, want ek is 'n dader. As jy nie 'n dader is nie, het jy nie vrymoedigheid nie. Ons kry mense wat maklik aanstoot neem wanneer die waarheid net in liefde bedien word. Sien, Afrikaners sê die waarheid maak seer, die Bybel sê die waarheid maak vry. Here wil jou nie seer maak nie. Hy wil jou vry maak. Hoe gaan jy staande bly? Deur om 'n dader te word. Ek sluit hiermee af. Nou kan jy sê, Vader, u woord sê, as ek my volle 10de betaal, sal u die vensters van die hemele oopmaak. Selfs in 'n moeilike tyd ekonomies, kyk gou hier. Here, omdat ek 'n dader is, het ek vrymoedigheid om te sê, u woord sê, u sal my seën. As jy nie 'n dader is nie, is dit so goed soos jou lewe is op die sand gebou, en Jesus sê, jou val gaan groot wees. Ek het 'n begeerte dat ons Word and Spirit familie daders sal word. Bidders. Jy sal deelneem, almal kan iets doen. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Hier sit mense van oor die 90 vanmôre. Jy kan bid. Jy kan jou foon vat en 'n WhatsApp stuur. Jy kan uitreik. En reik so uit dat hulle ook vir jou sê, ja, maar jy reik baie uit.
Daar's 'n wonderlike gerig oor Word and Spirit. Dank God vir 'n liefdevolle omgee gemeente. Kom aan, gee die Here al die eer, al die lof. Weet jy wanneer jy dit baie mis, wanneer jy dit verloor het? Baie keer weet jy nie wat jy het, totdat jy dit verloor nie. Kyk gou so 'n bietjie rond, sê net vir iemand, man, ek is lief vir jou met die liefde van Jesus. Ek waardeer jou, kom, sê vir iemand. Want weet jy wat? Môre, oormôre is daai persoon dalk nie meer hier nie. En mense leef met verwyte en sê, as ek net nog eenmal dit gedoen het. Vat die foon vandag en doen. Sê vir iemand, ek is lief vir jou, ek dink aan jou. Sjoe, ek beleef die salwing kragtig op my. Here, my gebed vir al ons mense is dat ons lewens, ons huise, op U, die rots, gebou sal word. Here, dat ons dader sal wees. Hier het so verduidelik, hy wat luister en doen, sy lewe, sy huis is op die rots. Maak nie saak hoe die storms en winde woed nie, daai huis sal bly staan. En dis my gebed vir al ons mense, almal. Here, ons bid vir hulle wat deur moeilike tye gaan, dat jy hulle versterk, vertroos, deurdra. Maar ek bid, Here, dat hierdie woord sal ingang vind, dat almal sal erns maak met die woord van die Here vandag. Want ek hoor hoe die kerk oproep en sê, ek wil my mense daders hê. En dis al hoe ons 'n verskil gaan maak elke dag. Dankie vir elkeen wat doen. Dankie Heilige Gees dat U ons leer en lei om nog meer te doen in Jesus naam. Maak elkeen opgewonde, maak elkeen 'n blymoedige gewer, ook wanneer dit kom by tiendes en offergawes, ook wanneer dit kom by gebed en uitreik en omgee. Maak ons blymoedige gewers, Here, dat dit vir ons lekker sal wees. Alles wat ons doen, wil ons doen asof vir U. Ons sê vir U dankie in Jesus naam. En almal sê amen. Kom aan, gee die Here